Here, ons het gekom en ons het u stem gehoor. En soos klein Samuel wil ons nou sê, spreek Here, u diensknegt luister. Amen. Kom ons praat oor aanskou hom in sy heiligdom. En hoekom is dit belangrik om hom te aanskou? Want Dawid skryf, so het ek u in die heiligdom aanskou om u sterkte en u heerlikheid te sien. So wanneer ons die heiligdom aanskou, wil ons soos Dawid God se sterkte en sy heerlikheid aanskou. En vanmiddag gaan ek vir u verduidelik, wat presies is hierdie vandag? Want het is baie maklik om te sê, ja, maar hy het dit gesien en dit was in sy teenwoordigheid. Daar is iets wat ons vandag nog steeds kan aanskou, rakende hierdie vers. So kom ons gaan dit weer vinnig deur, ons kyk na waar ons gekyk het. En ek soek 'n jong persoon met my knap, jy was klaar hierbo, maar het my gegaan. Jy gaan my nou baie mooi hierso moet help, ons hierdie ding baie mooi illustreer. Okay, kom hierdie kant. So jy kan vir my hier wag, ek gaan nou daar by jou wees. Tomatiesous is die naaste ding wat lyk soos bloed, lyk dit my. Okay, so kom ons gebruik dit wat elke oggend en elke aand gedoen was, is die maklikste om deur te beweeg. So elke oggend, elke aand was die lammetjie gebring gewees. Dit is wat die oggend en die aand godsdienst dan voorgestel het, die volk kom by mekaar. Die priester berei die lammetjie voor en hy plaas dit op die altaar. Nou moet ek nou baie versigtig wees, ek moet nie matte vuilmors nie. Okay, daai behoort te werk. Okay, kom ons steek daai weg. So hy die lammetjie op die altaar kom plaas. Dit beteken sy hande is vol bloed. Okay, dis baie naby. Kan dalk erger wees, maar nou voordat hy in die heilige plek mag ingaan, moet hy eers mooi opgelet. So nou kom hy en sê hierdie is skoon water. Sy hande is vol met bloed. En hy was dit af. Wat word dit dan? Dankie. So nou word dit water en bloed. Hierdie is baie belangrik om te verstaan hoekom dit so gedoen was. Ook het ek gesê, as jy gekyk het na hoe die uitleg was, dan moet jy die brandofferaltaar, die wierookaltaar en die verbondsark in een reguit lyn gehad, as jy daarna so gekyk het. Maar die waskom was aan die sykant gesit. En iemand het my nou nog gevra, ek moet asseblief sê hoekom dit daar was, moenie vanmiddag uitmis nie, dan gaan ek vir julle sê hoekom dit daar was. Dankie. Nou is die priester gereed, hy het die offer gedoen, hy het die bloed by hom, en dan neem hy 'n kwil hier van die altaar af met reukwerk wat hy by hom het. Nou gaan hy in die heilige plek in. En die eerste ding wat hy moet doen, is hy moet seker maak dat al die lampies brand. So hy het olie wat hy by hom het, en hy gooi die olyfolie in, en hy maak seker al die lampies is aangesteek. Nou kom hy na die toonbroode tafel toe, en hy het wierook by hom. Hy sit wierook in, en met die kool wat hy saamgebring het, steek hy die wierook aan. Nou kom hy hier by die wierookaltaar, en by die wierookaltaar sit hy die kool, sit hy die kool hier binne in, en die reukwerk gaan op. Die bloed sit hy op die 4 punte daarvan, en dan van die bloed gooi hy voor die voorhangsel uit. Dit wat oorbly moet hy dan uitbring, en hier langs die kant kom uitgooi. En dit was die daaglikse werk wat hy moes doen. Maar vir Israel moes dit hulle herinner het. Hulle was in Egipte gewees. Hulle was slawe gewees. Hulle moes uit hulle Egipte kom, en God kom en hy gee vir hulle 'n lammetjie. Ons net gou geweet So hy gee vir hulle 'n lammetjie. Die lammetjie moes hulle herinner het, dis hulle
uittog uit Egipte uit. In hierdie tyd sien ons ook besnyding word weer aan hulle gegee wat deel maak van die verbond. So nou trek hulle uit Egipte uit, die Pasga is gevier en hulle het 'n wolkkolom wat hulle nou lei na die Rooi See toe, wat die waskom voorstel. Van daar af sien ons dat God dan ook in hierdie tyd het hulle versoekings, maar hy gee ook vir hulle weer 'n herinnering aan die ware aanbiddingsdag. Die heiligdom of die heilige plek in die tabernakel moes hulle herinner het van hulle bediening. Hulle moet die lig wees vir die nasies. Hulle moet die wees wat die woord gee. Hulle moet die wees wat intree vir die wat rondom hulle is. En dan het ons dan ook die voorhangsel wat die Jordaan voorgestel het en die allerheiligste plek in die verbondsark wat die beloofde land voorgestel het. En dit is asof God dit so vir hulle uitgebeeld het, sodat hulle altyd dit kan in herinnering roep. Hoe is hulle verlos? Na hulle verlossing toe. En dit moes wees wat hulle vir die wêreld moes vertel het. Hulle moes vertel het van 'n God wat hulle verlos het. Maar ongelukkig vertel die geskiedenis vir ons dat hulle dit bietjie vergeet het toe hulle dit moes doen. En ons lees daarvan. Maar dan sien ons ook dat wanneer jy die heiligdom bestudeer, te midde van al die volk se foute, het God nog steeds sy verlossingsplan daaruit bekend gestel. En dis kom Dawid kan skryf en hy sê, wanneer ek hierna kyk, dan sien ek God se krag en heerlikheid. As ons vandag daarna kyk, sien ons die verlossingsplan. Want in die vorm van hoe dit geplaas was, sien ons die kruis, die volmaakte plan. Maar kom ons begin deur om te kyk na 'n unieke studie wat saamgestel is. Hebreërs 11 wat sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. So die persoon wat aanvanklik al hierdie goed gebou het, en die eerste studie gedoen het, wat bygewoon het oor die heiligdom, nadat ons die opname gedoen het, stap ek en hy weer, ja, ons het baie gestap, ek het baie met hom gesels, en ek moes inligting by hom kry om te verstaan hoe die heiligdom werk. En eendag, terwyl ons so saamstap, vra hy vir my, Heinrich, wie is Jesus? Terwyl hy is die seun van God. Okay, dis goed en wel, maar as hy die seun van God is, waar in die Bybel kry jy die bewys daarvan? Johannes 3 vers 16, wat so lief het God die wêreld gehad, dat sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat, hy sê, okay, goed, jy verstaan daai ene. Heinrich, hoekom moes Jesus as 'n babietjie na die wêreld toe kom? Nog nooit daaraan so gedink nie. Maar dink daaraan. Dink nou as 'n ateïs by jou moet aankom en hy gaan vir jou hierdie vraag vra, hoe gaan jy dit antwoord? Ek sê van, jy sit my nou in 'n baie dawe spot hierso. En toe gooi hy vir my nog een. Hoekom was dit nodig geweest vir Jesus om gedoop te word? En ek sê van, nou moet ek begin dink. En soos wat hy my gehelp het met wat ek deurgestudeer het, het ek 10 geloofspunte gevind. En ek gaan hierdie 10 geloofspunte met julle deel. Ons gaan dit in die heiligdom al 10 punte sien. En al 10 punte gee vir ons iets wat ons met iemand anders se kan deel, rakende wie Jesus is. So kom ons begin by die begin. Dis die beste plek om te begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Genesis 1 vers 1. Maar waar was Jesus gewees dan? Waar was hy gewees toe die aarde geskape is? Nou wanneer ons Genesis lees, dan praat dit oor God was daar gewees en die Gees was daar gewees. Die Gees het oor die waters gesweef. Maar okay, hoe kan ek weet dat Jesus daar was? So ek kom praat toe met een van die teoloog met wie ek bevriend was, en ek vra vir hom as hy my bietjie kan help, en hy wys toe hierdie vir my uit. Hy sê vir my, Heinrich, die oorspronklike, as jy die oorspronklike gaan lees, gaan jy sien die manier hoe God beskryf is. Hy sê nie, hy gaf my 2 goed wys. Eers een, die veelvoudige naam vir die Godheid is Elohim. Die enkelvoud daarvoor is Eloah. En dis die Godheid. Dit beteken dit wat die Godheid opmaak.
As jy nou gaan kyk hoe dit uitgebeeld is in Genesis. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Maar as jy dit eintlik lees as wat geskryf is, dan gaan jy sien, in die Hebreërs, lees jy nie ons nie. Jy lees Elohim. Die veelvoud vir wie God is, word daarin gesit, so behoort te lees, en Elohim het gesê, ons maak mense na ons beeld. Die Godheid het gesit en daaroor gesels. Maar dit is nou baie interessant, maar nog steeds, het sê nie vir my, waar was Jesus hier gewees nie. Ek wil weet, waar was Jesus gewees, reg aan die begin. So Johannes gaan, asof hy geweet het, ek gaan die vraag vra, en hy skryf, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dit is goed Johannes, maar wie is die woord? Hy sê, wag, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. Johannes 1 vers 3. So die woord was daar in die begin, die woord is die een wat geskep het, maar ek wil verseker weet, as ek vir iemand gaan sê, dis Jesus, dat die Bybel dit self wys. En dan gaan Johannes, hy skryf in 1 Johannes 1 vers 1 tot 3. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, wat ons hande aangetas het, aangaande wie? Die woord van die lewe. So hy kan vir ons sê wie die woord is. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, want ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en wie? Sy seun, Jesus Christus. So wie is die woord? Die woord is Jesus. Johannes 1 vers 18, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun, wat in die boesem van die Vader is, die het hom kom verklaar. So die eerste geloofsverklaring wat ek het is, Jesus is die skepper, hy was in die begin by God, en hy is God. Nou waar gaan ek dit plaas? Ek gaan dit plaas, hier in die Allerheiligste. Hoekom in die Allerheiligste? Want dit is waar God se troon uitgebeeld word. As jy Esegiel gaan lees, praat dit ook van die engele wat met die vlerke bedek. Dit praat van die troon en die lig wat daar om is. As jy gaan kyk na Jesaja, hoofstuk 6, een van my gunsteling gedeeltes wat daar sekerlik kan wees, dan praat dit oor dieselfde idee van die troonkamer. So, die troonkamer word hier uitgebeeld. As jy dit gaan lees, soos wat Jesaja dit sê, en Esegiel 1 dit sê, dan weet ons, dit is waar Jesus was. So, ons kan begin deur om te sê, Jesus word uitgebeeld in die Allerheiligste. Hy is God en hy was by God. Nou word Jesus gebore. Hy word vlees. Waar gaan ek dit in die heiligdom sien? Hoe gaan dit vir my uitbeeld? Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die eerstgeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So hy sê vir ons, dit moet iets wees wat van hierdie kant af kom, want hy is hier in die troonkamer, hy kom na die aarde toe. So, Hebreërs 10 vers 19 en 20, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, wat vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. So Jesus se vleeswording word voorgestel deur die voorhangsel wat hier sou wees, wat die allerheiligste en die heiligste plek van mekaar geskei het. So wanneer ons dan Jesus se vleeswording sal plaas, sal ons dit hier geplaas het met die voorhangsel wat dan hier sou wees. Soos tweede geloofsverklaring, ons glo dat Jesus vlees geword het, hy word mens. Nou is hy hier op aarde. Hy word groot. Waar word dit voorgestel dan in die heiligdom? Lukas 2 vers 40 sê, en die kindjie het gegroei en sterk geword,
in die gees en vol van wysheid en die genade van God was op hom. So kom ek verduidelik dit so. Alles wat hier plaasvind, het te doen met of in die hemel, of soos wat Paulus dit sou stel, met die geestelike kant. Dan alles wat hier gebeur, het dan te doen met wat op aarde plaasvind, of die menslike kant. So as ek dit dan nou in ag neem, dan gaan ek ergens hier, Jesus se kinderjare moet sien, wat uitgebeeld word. Maar tog is dit nie wat ek raak gelees het nie. Want, wat sou hier wees wat dit voorgestel het? Dan gaan ek terug na die teks toe. Hy was vol met die genade van God. Waar sien ek genade? Hier, die kandelaar. Nou hoekom die kandelaar? Want dit het Jesus voorgestel. En hy is die een wat genade gee. Die tweede een, gegroei en sterk geword in die gees, die wierookaltaar. En die wierookaltaar stel die Heilige Gees voor, en ons sal weer daarna kyk vanmiddag, hoekom dit spesifiek die werk van die Heilige Gees ook voorstel. En dan sê dit, hy was vol met wysheid. Waar kry ek wysheid? Die toonbode, soos wat ons sal sien vanmiddag, stel ook die woord van God voor. So waar het hy sy wysheid gekry? Hy is opgelei in die skrifte, deur sy moeder. So al hierdie punte wat daar genoem word van wat in Jesus gesien is, kan ons in hierdie 3 ornamente sien. En my vraag is maar, hoekom presies daar? En dan maak dit skielik sin. Wanneer ons iemand deur die doopwater sit, dan is daar so 'n interessante ding wat gesê word vir die persoon nadat hy gedoop is. As hy uit die water uitkom, is hy weer 'n pasgebore babatjie. Geestelik. So, daardie persoon nou weer geestelik begin opgroei tot volwassenheid. En hoe groei jy op tot volwassenheid? Genade van God, gevul met die Heilige Gees en kry wysheid. So Jesus se kinderwordjare stel dan hierdie vir my voor. En dit is kom ek sy kinderjare hier in die heilige plek kan sit, want dit wat hy kom doen het, die beskrywing wat gegee is van hoe hy groot geword het, kan ek daar vind. So die derde geloofsverklaring, ons glo dat Jesus as 'n kind na die aarde gekom het om ons die proses van geestelike groei te bevestig. Hoekom is Jesus dan gedoop? Hy het geen sonde gehad nie, en as ek reg lees, die doop wat Johannes gedoop het, was die doop om sondes af te was. So Matteus 3 vers 3 sê vir ons, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, daar Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Waar het ons hierdie woord geregtigheid gesien? Ek is 'n bietjie vinnig gegaan met die eerste ene. Abraham, besnydenis, hom toegereken tot geregtigheid. Maar is dit vir hom toegereken of is dit toegereken deur hom vir die wat onbesnede was? So as hierdie weer alle geregtigheid is, was Abraham gedoop? Nee. Was Dawid gedoop? Nee. Salomon, nou gaan jy so met die lys af tot en met by Jesus. So wie word hulle geregtigheid? Jesus. So dieselfde soos wat God gesê het, deur Abraham word hy die geregtigheid vir die wat onbesnede was, kom Jesus en hy sê, hy word nou die volle geregtigheid vir die wat ook nie gedoop is nie, sodat hulle daardie gawe nog steeds kan ontvang. Maar dankie tog, dit bly nie net soos dat Abraham dit net vir daai kon gewees het nie. Jesus sin bly nie net vir die wat voor hom is nie, dit word ook gegee vir ons wat nou lewe. Syne is ewig, Abraham sin was net vir 'n tydjie lank gewees. So Jesus se doop kan ons dan hier by die waskom plaas. Vierde geloofsverklaring. Ons glo dat Jesus gedoop was sodat alle geregtigheid vervul kan word.
Dan sien ons Jesus begin met sy bediening. En hy het 'n unieke bediening gehad. Vir 3,5 jaar het hy gegaan en vir almal vertel oor die koninkryk wat kom. Maar voordat hy begin met sy bediening, sien ons dat hy eers versoek was. Net soos wat Israel versoekings ervaar het, so het hy ook versoekings ervaar. Kom ons kyk vlugtig na hierdie versoekings. Eerste een, die versoeker kom na hom en sê vir hom, as jy die seun van God is, sê dat die klippe brode moet word, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En hierdie versoeking kan ons plaas hier in die voorhof. Dit het te doen met die fisiese versoeking wat kom. Want wat sê Satan vir hom? As jy die seun van God is, vat die klippe en maak dit brood. Vul jouself fisies, dan sal alles oukei wees. So die eerste versoeking waarmee hy kom, is 'n fisiese versoeking. Tweede een, toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jouself af, want daar is geskrywe. Hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Wie sê Satan het die skrif reg aangehaal hierso? Sjoe, lyk my julle is baie slim. Wie sê hy het dit verkeerdelik aangehaal? Ja, is nou 'n paar hande wat dan moet nou sê, hulle is nie bang om dit te sê nie. Ok, kom ons kyk wat hier gebeur. Psalm 9 vers 91 vers 11 en 12. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Dit lyk tog in 'n mate reg, né? So kom ons sit die twee bymekaar. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, ja, hy sal sy engele aangaande bevel gee aangaande u, ja. En hulle sal u op die hande dra en bevel gee om jou te bewaar. Hulle sal dra. Kan julle sien wat hy gedoen het? Nou wat het hierdie al die wee voorgestel? Deuteronomium 5 vers 33 en 8 vers 6 sê, en al die wee wat die Here julle God julle beveel het, moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan, en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem, en hou die gebooie van die Here jou God om, wat te doen? In sy weë te wandel en hom te vrees. Uit die hemel met liefde. Uitstekende aanhaling. Toe Satan die belofte, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee aangehaal het, het hy die woorde om jou te bewaar op al jou weë weggelaat, dit wil sê, in al die weë wat God verkies. Jesus het geweier om van gehoorsaamheid weg te wyk. Hy sal die voorsienigheid nie dwing om hom te red en sodoende versuim om 'n voorbeeld van vertroue en onderdanigheid aan die mens te stel nie. Hoe goed ken ons Bybels? Hoe goed ken ons Bybels? Want hierdie tweede versoeking is die een wat die ergste is. Want nommer 3 gaan gebeur as jy nie jou Bybel ken nie. Nommer 1 gaan gebeur wanneer ons net vlugtig hier bietjie inneem en daar bietjie inneem. En dit is die gevaar daarvan. En nou hoor jy iemand preek iets of daar's 'n uitstekende Bybelstudie, maar hier en daar word daar ietsie net uitgehaal. En net soos wat Satan dit gedoen het, gebruik hy nog steeds dieselfde metode vandag. Hy haal net daai klein sinnetjie uit. In al jou weë. En al jou weë was die belangrikste konsep van daardie belofte gewees. So die tweede versoeking is geestelik. Want wat doen Satan? Hy haal die skrifte aan. Dit wat voorgestel was deur die toonbrode. Derde versoeking. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg, wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al die dinge
sal ek vir die gee as jy wat doen. Waar word aanbidding voorgestel? Hier. Want ons aanbid wie? Ek aanbid die God wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En wat wil Satan hê? Hy wil my aanbidding hê. So waar Israel gekom het, en as jy mooi opgelet het wat ons daar gedoen het, het ons gesien, hy kom met dieselfde konsep. Ag, as ons maar net in Egipte land kon wees, dan was ons magies weer vol, fisies. Ag, as ons maar net weer daar kon wees, en dan haal hulle aan wat Moses gespreek het teenoor hulle, en sê, onthou die woorde wat jy gespreek het, jy bring ons hierso. En omrede hulle vir daai twee geval het, wat was die derde versoeking gewees? Die goue kalf. En die goue kalf sê duidelik, en op 'n ander dag het hulle aanbid. Al drie versoekings. En Jesus staan al drie teen. So die derde versoeking word in die allerheiligste plek gesien, want Satan wil hê Jesus moet hom aanbid en nie sy Vader aanbid nie. En Hebreërs 4:15 sê dit so mooi, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So sy versoekings kan ons ook dan hier in die voorhof plaas, net soos wat Israel dit gehad het, sien ons Jesus het dit ook gehad. En ons glo dat Jesus net soos ons versoek is, maar sonder sonde. En dan is daar 'n interessante een. Het Jesus die Sabbatdag weer bevestig? Markus 2:23 en 24 vertel hierdie ene vir my baie mooi en kortliks, ons baie meer wat daaroor gesê word in die ander evangelies, maar hier is dit dat hulle op die Sabbat deur die gesaaides loop en hulle het begin om die are te pluk. En nou kom die Fariseërs by hulle en sê, maar hoekom is hulle besig om dit te doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie? Nou, hoe verstaan ons hierdie? Nou, as jy gaan kyk na die wette wat gemaak is oor die Sabbat, dan sien jy iets baie interessants. Ek gaan terugverwys na my boekrol toe, of na my 2 boekrollings toe. So wat doen hulle? Het hulle gekom om die Sabbat te bevestig, of het hulle gekom met, waarom, is jy gereed? Ek gaan vir jou slaan. Maar dan is dit baie interessant om te sien dat die wet hieroor nooit hierin geskrywe is nie. En dan ook 'n ander een is, daar was 'n wet gewees wat tot en met vandag toe nog steeds gedoen word. My oom en my ouma was, ons maak so. So nie vir my daar, mooi, dankie. My oom en my ouma was, in die 1990s was hulle daar in Israel gewees, en hy sê, is nog steeds so gewees, want hy het vergeet om sy geldsakkie af te haal op die Sabbat. En hulle loop na die sinagoge toe, en die Fariseer kry hom daar. Want François du Plessis moes baie mooi please en explain oor die sakkie, want hulle was gereed gewees om vir hom daar uit te haal. So hulle het 'n ding gehad van, jy mag nie verder as 2 kilometer van jou huis af geloop het nie. Daar was 'n sinagoge gewees, omtrent elke 2 kilometers in die gebiede, sodat jy nie verder as dit mag gaan nie. Die koninglande was buitekant die stad gewees. Jesus loop met sy disippels buitekant die stad op 'n Sabbat. Wat soek die Fariseërs daar? Ek dog dan, dis die wet. So interessant hier, hulle is bereid om die een wet te breek, om Jesus te probeer vang op 'n ander een. En Jesus sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie, daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. Wie is eers gemaak? Die Sabbat of die mens? Die Sabbat was in ewigheid, maar God gee die Sabbat eers nadat hy die mens gemaak het. So die Sabbat was daar maar om dit uniek te maak, sê Genesis, nou het hy dit geseën en dit geheilig. So Jesus sê vir hom, ek is die een wat daar was toe die Sabbat
geseën en geheilig is. Ek is die een wat dit gedoen het. En ek het dit gedoen vir die mens. So, hy sê nie vir hulle dat hy die skepper is nie, hy erken ook dat hy die een is wat die instelling daar geplaas het vir die mens. So, het Jesus die Sabbatdag bevestig? Ja, hy het. En ons sien dan ons 6ste geloofsverklaring, Jesus het bevestig dat die Sabbat, die ware aanbiddingsdag, gemaak is vir die mens. Nou as ons nou deur Jesus se bediening moet gaan ons hier baie lank sit. So, ons kan nie nou gaan kyk na elke wonderwerk wat hy gedoen het nie. So kom ons som dit baie vinnig op, wat sy bediening was. Lukas 4 vers 18. En die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelies aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om 'n gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstelling gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here te verkondig. Dit wat Israel moes gewees het, deur om die lig te wees vir die nasies, deur om die te wees wat intree vir die nasies, deur die te wees wat die waarheid verkondig, het Jesus kom uitleef. Hy het kom wys hoe om dit reg te doen. Dit is hoekom Jesaja 58 sê, hoe ons behoort te vas. En hy noem presies al hierdie punte ook op. So Jesus het 'n bediening gehad, en net soos wat ons kan sien, alles het hier gebeur, met sy aardse bediening, wat ons hier in die voorhof kan plaas. So ons glo dat Jesus het 'n dienaar geword, hy het medelyde getoon met ander. Wat van 'n wolkkolom? Israel het 'n wolkkolom gehad wat hulle gelei het, was daar ook 'n wolkkolom by Jesus gewees? Wel, nie 'n wolkkolom nie. Maar ons sien wel dat daar 'n wolk was. Matteus 17 vers 5 sê, terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. En soos wat ons vanmiddag sal sien, dis dieselfde werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees bevestig wie Jesus is. So, die wolkbedekking, ja, daar was ook 'n wolkbedekking gewees. So wat glo ons? Ons glo, Jesus was erken as die Seun van God, toe die wolk hom oordek het. Maar dan wat van die verbond? Daai verbond wat Israel moes maak. Nou ek wil net iets sê raak nie die verbond, maar gaan 'n bietjie dieper gaan vanmiddag. Die eerste verbond wat gemaak was, wat te doen het met die heiligdom, waar besnyding inkom, is waar God gekom het en hy het vir Abraham gesê, Abraham, ek sal vir julle 'n God wees, ek sal julle neem na die beloofde land. Wat moet julle doen? Julle moet besny word. So God sê, dis wat ek sal doen, dit is wat julle moet doen. So dit is die verbond wat gesluit was met Israel. Dit is hoekom besnydenis so belangrik was. Die verandering wat inkom daarin is waarna ons vanmiddag gaan kyk, hoe daardie verbond 'n klein verandering inbring. Want ek hoor deesdae, kom ons met ding, ja, maar daar is 'n nuwe verbond. Okay, ja, daar is 'n nuwe verbond. Maar wat is 'n nuwe verbond? Wat is nie daaraan? En dis waarna ons gaan kyk. Maar wanneer ons kyk na hierdie verbond, is daar 'n paar dinge wat gegee word aan 'n verbond wat Jesus moet kom volmaak of moet kom vervul. Daniël 9 vers 24 sê vir ons, 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. En dan sê hy wat hy moet doen. Hy moet die goddeloosheid voleindig. Hy gaan die maat van sondes volmaak en ongeregtigheid versoen. Hy gaan ewige geregtigheid inbring en hy gaan gesig en profeet beseël en wat hoogheilig is, gaan hy salf. Kom ons kyk as Jesus hierdie dan gedoen het. En dan gaan Daniël aanvul, ons kyk wat hy doen, en Daniël sê vir ons, en dis waarna ons gaan kyk, die 29ste dag, ons sien hoe hierdie profesie presies uitgebeeld word. Maar dan sê in die helfte van die week, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. So kom ons kyk, het Jesus
hierdie verbond volbring. In Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf aan julle hierdie dinge, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Het hy die ewige geregtigheid ingebring? Ja, hy het. Hy word as die regverdige voorgestel. Het hy versoening dan ingebring? Soos Daniel gesê het, hy moet versoening bring. Hier skryf in Johannes 2 vers 2, en hy is die versoening vir ons sondes. So ja, Jesus het dit volbring. Hy gaan gesig en profeet gaan hy beseël. Beteken nie, dit kan ophou nie, dit gaan in hom die eenheid word. Hebreërs 1 vers 1 en 2, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur wie? Sy seun Jesus Christus. So gaan hy gesig en profete beseël, beteken gaan alles in hom volmaak word? Ja, dit het, want die skrywer van Hebreërs vir ons, dat deur die seun is dit gedoen. So het Jesus die ewige verbond dan in werking gestel? Ja, hy het. En net soos wat daar 'n verbond met Israel was, word hy die ewige verbond. So wat glo ons? Ons glo dat Jesus geregtigheid laat geskied het deur 'n regverdigmakingsproses wat sy lewe is. Want dis sy lewe wat uitgebeeld word in die heiligdom. Maar dan is daar een gedeelte waarna ons spesifiek moet kyk. Daniel skryf en hy sê dat in hierdie tyd, in die helfte van die week, gaan hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Hoe het hy dit gedoen? Jesaja 53 vers 7 sê dat hy soos 'n lam moet kom. Hy gaan sy mond nie oopmaak nie. Hy gaan stil wees. Hy gaan die perfekte lam word. Johannes 19 vers 36 sê, wanneer die dinge het gebeur dat die skrif vervul sal word, geen been sal van hom gebreek word nie. 1 Korintiërs 5 vers 7 sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. So kom ons kyk vinnig hierna, en hierdie was my die mees besonderse studie wat ek nog gedoen het. Onthou julle, ons het gesê, op watse dag moes die lammetjie eenkant geplaas word? Op die 10de dag. En hulle moes een lam neem volgens die gesin en dit bewaar. Dan is daar gesê dat hulle dit in bewaring moet hou tot die 14de dag en teen die aand moet die lammetjie geslag word. Nou kom ons kyk. Nog een. Dan is daar vir hulle gesê, onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag. Dit beteken, Pasga is gevier, op die volgende dag is hulle uit Egipte uit. So die 10de dag, die 14de dag, die 15de dag. So, iemand sê vir my ding, en hulle sê vir my, Jesus is op 'n Woensdag gekruisig. Ek sê, okay, dit klink interessant. Waar is jou bewyse? En hulle stuur my toe na 'n Joodse webtuiste toe, en hulle sê, ek moet alles daar gaan lees, alles is daar. En ek sê, okay, ek sal dit doen. So gaan en ek vat die Joodse kalender, en ek gaan hom deur, en ek kom iets agter, en ek sê, ek dink iemand het ergens 'n miskalkulasie gemaak. Kom ek wys julle wat vind ek. Daar word gesê op hierdie webtuiste dat die eerste dag van elke maand presies op dieselfde dag begin het. Dis nie soos ons sinne wat ons nou het, as die 1 Januarie op 'n maandag val, is volgende jaar val op 'n Dinsdag nie. Hulle het hom so uitgewerk dat hy presies elke keer op dieselfde dag geval het. Nou hulle het reg gekry het, ek het nie te diep daarin gegaan nie, ek het hierdie daar gesien en dis wat vir my uitgestaan het. Johannes 12 vers 1, en Jesus het 6 dae voor die Pasga gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het, wat hy uit die dode opgewek het. Hoeveel dae voor die Pasga? 6 dae. Kyk, so as hierdie ding dan reg is, soos wat hulle sê hy is, hy bly dieselfde,
Dan moet ek 6 dae terugtel, en dan gaan dit wees 1, 2, 3, 4, 5, 6. So hy was dan op die eerste dag van die week, was hy by Lazarus se huis gewees. Wat het net daarna gebeur? En die volgende dag het groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem toe kom, by mekaar gekom. Dis toe hy met die donkie gaan. So wat se dag was dit gewees? En op wat se dag moes die lammetjie eenkant geplaas word? Op die 10de dag. So 6 dae voor die tyd is Jesus in Betanië, op die 10de dag gaan hy self Jerusalem toe. En toe sê ek, as dit die geval is, dan wil ek kyk, en ek gaan kyk na al die verskillings, ek vat Matteus, ek vat Lukas, ek kyk na al die tydperke, presies soos wat dit gegee word. En ek het nie tyd om nou elkeen te wys nie. Gaan doen jouself 'n guns, gaan lees Matteus 22, 23, 24 en 25, sit dit saam met Johannes in, en dan sien jy hoe kom dit alles by mekaar uit. Op die 10de dag het Jesus Jerusalem toe gegaan. Maar dan sê dit op die 14de dag, teen die aand, moet die lammetjie geslag word. Matteus 27 vers 45 en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en sê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Dan word ons vertel dat op daardie selfde uur toe Jesus uitgeroep het die voorhangsel van bo tot onder geskeur. Dit beteken mos dat ons nie meer nodig het om te wonder oor die voorhangsel wat hier was nie. Dis in 2 geskeur. En ek doen dit nog ons nou die dag, 'n paar jaar gelede, toe vra iemand vir my daaroor. Beteken dit nou dat dit volbring is, en ons hoef nie meer oor die heiligdom te studeer nie? Nee, die teenoorgestelde. En ek gaan nou vinnig daarin raak, maar volgende week wil julle dit nie mis nie. Die gordyn wat in die aardse heiligdom gebruik was gewees om die allerheiligste te versteek. Dit is waar God se heerlikheid was. En as gevolg van sonde, kan niemand behalwe die hoofpriester met 'n spesifieke ding wat hy moes volg, daarin gaan nie. Dit beteken, as jy gaan kyk na wat hoe die Jode dit beskryf het, hulle beskryf, dit is die verborgenheid van God, wat daar agter die gordyn was. Nou word die gordyn geskeur, wat word hier gesê? Die verborgenheid van God word nou geopenbaar. Die aardse heiligdom se doel is voltooi. Nou kan ons begin om te kyk na wat in die hemelse heiligdom aangaan. Nou kan ons die groter prentjie eers vir die eerste keer verstaan, en dit is wat hier gebeur het. So, net om weer te bevestig, hierdie kom uit die Jewish Encyclopedia. The animal was slain on the eve of the Passover on the afternoon on the 14th of Nisan, after the Tamid sacrifice had been killed at 3 o'clock. The killing took place in the court of the temple. Presies soos wat het gegee was met die Pasga, die 10de dag, die 14de dag, teen die aand, kom vervul Jesus aan die kruis. Het hy slagoffer en offerandes weggeneem? Ja, hy het. Ek het nie meer nodig dat iemand in my plek moet kom om vir my versoening te gaan doen nie. Onthou, die priester was daar gewees, die sondaar het gekom, sy lammetjie gegee, dan moes hy glo, sy sondes word nou deur die priester daar na die voorhangsel toegeneem, en 1 keer 'n jaar kon die hoofpriester dan gaan en daai sondes heeltemal gaan uitwis. Nou het ons nie meer nodig om dit te doen nie. Ons kan nou as gevolg van wat Jesus kom doen het, staat maak op die lam wat ons sondes sal dra. Hy het dit kom volmaak. So wat glo ons? Jesus word ons paaslam vir ons. Maar wat bring ek na Jesus toe?
Hy het sy hele lewe vir my en vir jou kom gee. Wat bring ek vir hom? Matteus 2 vers 11 sê, toe Jesus gebore was, toe kom die wyse manne na hom toe, en hulle bring vir hom 3 gawes. Hulle bring vir hom goud, wierook en mirre. En ek kry 'n baie mooi aanhaling, wat ek nou met julle sal deel. Maar voordat ek by die aanhaling kom ons kyk na wat vir Jesus gegee is, toe aan die kruishout hang. Johannes 19:23 sê daar dat 'n kan vol met asyn gestaan. Hy het 'n spons gevat en met asyn gevul en met 'n hisopstingel aan sy mond gebring. Wat stel hisop voor? Markus 15:23 sê, hulle het toe wyn daarna geneem en mirre daarmee gemeng en het vir hom gegee. Wat stel hierdie dinge voor wat hulle gegee het? Toe hulle die bloed moes smeer teen die deurposte, waarmee moes hulle dit gedoen het? 'n bossie hisop. Eksodus 12:22 en neem 'n bossie hisop, steek dit in die bloed en smeer dit op. Psalm 51 vers 9, ons sondig my met hisop, dat ek rein kan wees. So wat gee hulle vir Jesus aan die kruis? Daar's die stingel. Dalk kan jy nie. As jy die seun van God is vir 'n bietjie asyn. Patriarge en profete, die hisop waarmee die bloed gestryk is, was 'n sinnebeeld van reiniging. En dan kom hierdie aanhaling. Hier is my so mooi. The exactness, skill, tact, wisdom and perfection which he required in the building of the earthly tabernacle, he desires to have brought into everything that shall be done in his service. Every transaction entered into by servants is to be as pure and as precious in his sight as were the gold and frankincense and myrrh, which in sincere, uncorrupted faith, the wise man from the east brought to the infant Savior. Jesus hang daar aan die kruis. Hulle bring vir hom 'n stingel hisop. Dalk kan jy my reinig, dalk kan jy nie. En sommer by dit, Jesus vir 'n bietjie wyn. Openbaring sê vir ons, wat is die wyn? Valsheid. So, ek kom met my valsheid en my bietjie wat ek het, en ek dink jy kan dit doen. Is dit waarmee ons vandag na die kruis toe kom? Of kom ons soos die wyse manne gekom het, met onbevlekte geloof? Wat beteken dit? Ek neem die bossie met hisop. En ek sê, Here, smeer u bloed op my hartsdeel. Maak my skoon. Reinig my. Neem die sondige natuur weg, want u is my paslam. En wanneer ons na die kruis sal kyk, behoort dit te wees wat ons raak sien. Mag dit net wees, dat dit wat ons bring na Jesus toe, nie dit is wat gebring was, toe hy aan die kruis vir ons gesterf het nie. Terwyl ons na hierdie pragtige lied gaan luister, maak jou hart toe teenoor die Here. En vra vir hom om jou te help, net soos wat hy ons elke dag help, om seker te maak dat dit wat ons vir hom bring, onbevlekte geloof is. Daar staan 'n kruis waar Jesus lê, om ons van sonde te bevry. Die spykers knars deur been en bloed, deur elke pols en elke voet. Ek leed die kruis, die spot, die hoon, die wonde heen,
die doornkroon, dit het my hier vir my gedra. Jesus, die lam op Golgotha. Soldate spot en vloek en lag. As jy die koning, wys dan jou krag. Ek hoor hoe Jesus later bid. Vader, ek vra vergeef al dit. Sien jy die man op Golgotha, wat bloeiend lê en later vra, ek het so dors, o sien hom lê, om ons van sonde te bevry. Hoe kan ons ooit ons dank bewys? Kom kniel in eer, bied voor die kruis. Kom lê jou lewe voor hom neer, aanvaar hom as jou God en Heer. Laat ons hom dien, hom volg en eer. Aanvaar hom as jou God en Heer. Laat ons hom dien, hom volg en eer. En buig nou voor sy voete neer. Sonde dra. Daar staan 'n kruis op Golgotha. Perfek. Ek hoef nie meer 'n lammetjie te bring nie. Want hy het dit vervul. Deur sy lewe het hy vir my geword wat ek nie kan wees nie. Regverdig. Wat bring ons na hom toe? Ons bid saam. Here, U het die hemelwoning verlaat. U het menslike vorm aangeneem. U het as 'n kindjie na die wêreld toe gekom en het vir ons kom wys wat dit is om werklik waar te lewe. Om werklik waar te dien. En dan kom gee U vir ons die grootste offer nog. U eie lewe. Here, dalk het ons in die verlede gekom met ons stingel hierop en die valshede van hierdie wêreld en gedink dis genoeg, maar ons kom nou tot die besef, ons kan nie aan hierdie dinge meer vashou nie. En as U alles gegee het, wat van ons? En daarom lê ons self by U voete neer. En Here, terwyl ons die een daad aanskou, wil ons vra, rig dan ons oë op,
sodat ons die groter beeld weer kan raak sien. 'n Beeld van 'n God wat ons so lief het en wat ons in sy teenwoordigheid wil hê. Dankie vir dit wat ons saam kon studeer. Help ons om net verder te soek en U te vind. In Jesus naam. Amen.